Ons het verlede Sondag het ons begin met 'n nuwe reeks ingeplant. En dis nog 'n vreemde reeks om in die winter te begin, wanneer alles so op die oppervlak half dood lyk. Jy weet, en dit lyk of daar niks gebeur nie. Maar die winter is 'n baie belangrike 'n tyd in die natuur, want dis 'n tyd wanneer alles so 'n bietjie terugtrek, so 'n bietjie binnewerk, sodat daar veerkragtigheid kan wees as die nuwe seisoen begin, die lente. So verlede Sondag het ons met hierdie reeks begin, en ek gaan net so ietsie vinnig van verlede Sondag net weer aanhaal, en dan gaan ons so 'n bietjie dieper delf. En dis die profeet Jesaja se woorde in Jesaja 58 vers 11, wat die kernskrif is vir hierdie reeks. Hy sê, jy sal wees soos 'n tuin wat goed nat gemaak word. Jy sal wees soos 'n tuin wat goed nat gemaak word. En kan jy nog onthou, as jy verlede Sondag hier was, het ons geëindig met 'n verklaring. Ek is 'n tuin wat goed nat gemaak is. Ek dra goeie vrug. Kan jy dit weer vanmôre saam met my verklaar? Ek is 'n tuin wat goed nat gemaak is. Ek dra goeie vrug. Dis wat die profeet sê, dis wat God sê deur die profeet. Ons is 'n tuin. Ons is 'n tuin. Ons is 'n tuin. En om ons groot uitnodiging van 2026 eintlik te kan volbring, en ons is nou al in die helfte van die jaar, weet jy dat ons het nodig om met ons monde 'n verklaring te maak, want hierdie is mos die dekade van die mond, die py, né? En wat is die verklaring wat ons moet maak? Ons het nodig om die koneksie te wees tussen die hemel en die aarde. Onthou jy dit? Daai waf, die 6. Die 6 van die 26. En ons kan alleenlik 'n goeie koneksie wees wanneer ons harte reg is. Want ons het nodig om ons monde te gebruik, om daai koneksie te wees. En ons weet wat het Jesus gesê. Onthou julle nog in Matteus? Hy sê Matteus 12 vers 34, want wat? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. So, my mond kan niks anders praat as dit wat in my hart is nie. My mond is die oorvloeiklep van dit wat in my hart aan die gang is. En nou sê Spreuke, en ons ken dit baie goed, in Spreuke 18 vers 21, hy sê dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. En dis beide positief en negatief. Want Jesus het gesê, toe hy gepraat het daar in Matteus oor die oorvloed van ons harte, het hy gesê, my hart is eintlik 'n skatkamer. En is uit hierdie skatkamer waar ek wat? Goeie goed bring, goeie skatte of slegte skatte. Ek gaan iets bring. Maar hy sê in Spreuke, hy sê ons gaan die vrug daarvan eet. Dink nou terug, Jesaja sê, ons is 'n tuin. Ons is 'n tuin, ons is 'n tuin. Spreuke sê, ons gaan die vrug eet van dit wat uit ons harte uitkom. En daarom, geliefdes, is dit belangrik dat ons so bietjie na binne keer. Na ons harte kyk. Die toestand van ons hart. Want is uit hierdie hart uit wat ek praat. Maar daar gebeur meer as net dit wat ek praat, daar gebeur ook iets binne in my. So verlede Sondag het ons 'n grondtoets gedoen. Né? Kan jy onthou? En is Jakobus wat die toets opgestel het. Was julle hier? OK, kyk net, knik net jou kop, dan weet ek. So Jakobus het vir ons 'n toetsie gegee.
En dis 'n grondtoets, en die toets het uit 3 dele bestaan. Hy het vir ons gevra, is ons gou om te praat? Is ons gou om kwaad te word? Is ons gou om te luister? Die toets was tussen vinnig en kwaad, of tussen vinnig en stadig. Nee? En of jy nou die toets wou aflê of nie, ons het elkeen hierdie week die toets geskryf. Jy skryf dit elke dag. Jy skryf dit elke week. Of jy nou wou deelneem of deelgeneem het aan hierdie toets van Jakobus, het jy. En ek weet nie hoe het jy gevaar met hierdie toets nie, maar ek het 'n paar keer hierdie week nie lekker gevaar nie. Ek was baie keer bietjie gou om te praat en baie gou om kwaad te word. Maar weet jy wat het hierdie toets my in hierdie week mee gehelp? Om heeltyd attent te wees dat ek 'n toets skryf. En die toets gaan nie so seer oor my mond en die woorde nie, dit gaan oor wat in my hart is. Hallo? Want dis wat in my hart is, wat maak dat ek vinnig praat. Vinnig kwaad word. Baie stadig is om te luister. Want ons hoor, maar ons luister nie. Ek luister net sodat ek genoeg ammunisie het om terug te antwoord. Ek hoor niks. Ken julle dit? OK. So, moet nou nie sleg voel as jy die toets gedop het nie, want jy gaan hom môre weer skryf. Maandag, Dinsdag en Dinsdag, elke dag, skryf ons dit. En al wat dit vir ons sê, is wat is in ons hart? Maar dit was nie om ons te oordeel nie. Dit was om ons te help. En onthou julle nog, wat het Dawid gesê, toe Nathan die profeet na hom toe gekom het, na sy sonde, met Batseba. Dit was vir my so mooi, daar in die Passion Translation, wat Dawid net sê, dis die uitnodiging wat hy rig aan God. Hy sê, so come into the hidden places of my heart. Is dit nie mooi? En ek weet nie of jy dalk ook in hierdie week net daai woorde gebid het en gesê, Here, kom net in hierdie verborgde dele van my hart. Hierdie wegsteekdele, hierdie weggrypdele, hierdie ongesonde dele. Hierdie dele wat manifesteer in daai oomblik. En ons het dit vanmôre gesing, die woorde van Jakobus 1 vers 21 in die message parafrase, waar Jakobus vir ons sê, weet jy wat, as jy agterkom, jy dop hierdie toets, is die uitnodiging, dat jy nie die groot landbouwer sal vra, kyk hoe mooi is dit, let our gardener God landscape you with the word, making a salvation garden of your heart. Is dit nie mooi nie? Ja. Jakobus sê, nooi die groot tuinbouer uit. Nooi hom uit, om jou hartstuin te herskep en te verander, om dit nuut te maak. En as jy na die ou vertaling gaan kyk van ons Afrikaanse Bybel, dan sê Jakobus, hy sê, jy kan oorwinning oor kry. Hy sê, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Hy sê, en die manier hoe jy dit doen, is om met sagmoedigheid die ingeplante woord te ontvang in jou binneste, wat in staat is om julle siele te red. Hy sê, ontvang met sagmoedigheid. So daar's 2 keuses, sê Jakobus, as jy die gedeelte gaan lees, en miskien het jy in hierdie week daai hele gedeelte gaan lees, hy sê, so daar's 'n keuse,
Jy kan hoor en jy kan al hierdie goed hoor met jou verstand en dan kan jy omdraai en wegloop en dan is jy soos 'n mens wat vir jouself in die spieël kyk en omdraai en wegloop en vergeet hoe jy lyk. Of jy kan kies om 'n dader te wees van dit wat jy hoor. En onthou julle, hy sê, Jakobus sê, hy praat van 'n dader van die woord, maar dan praat hy ook van 'n dader van die werk. En ons het gesê, hierdie reeks nooi ons uit, en dis hoekom daar 2 spitgrawe is. Hierdie reeks nooi ons uit, om so 'n bietjie in ons hartstuin te spit. Dis werk. Dis werk. 'n tuin gebeur nie self nie. Nou die dag gaan haal ek iets daar by Corrie se huis en ek kry vir hom Flip daar en hy's besig om sy fuchsias. Dit is verskriklike mooi plantjies met die mooiste blommetjies en seker klokkies. Ek het ook daar by my in 'n bak, maar hulle is nie so mooi groot soos oom Flip se nie. Maar oom Flip sê nee, hy's besig om bietjie kunsmis in te werk. Want as werk, dit gebeur nie net self nie. Ek hou van daai instant lawn, jy weet. Daai, ons is mos daar. So Jakobus sê, ontvang hierdie ingeplante woord. Hy sê van dis in staat. Dis in staat om jou siel te red. Dis in staat om 'n groot verskil te maak. En ek het weer gaan kyk na daai woord wat vertaal word, werk is die Griekse woord wat ergon beteken. And it means there's labor. There's work to be done. Dit kom nie natuurlik nie. Dit kom nie van self nie. En ek hoef jou nie daarvan te oortuig nie. So, die groot vraag is ek en jy bereid? En dis waartoe hierdie reeks ons uitnooi, want hierdie reeks nooi ons eintlik uit na heelheid. So, daai was nou laasweek. So ek wil jy moet net vir 'n oomblik terugdink aan jou kleintyd daar toe jy in die laerskool was. Dink ek het ons almal die voorreg gehad om 'n boontjie tussen watte te plant. Kan jy nog onthou? Ja. Die wat op skool was sal onthou. Kan jy daai eksperiment onthou? Wat ons 'n boontjie gevat het, en ek het maar besluit, ek gaan jou net help om te onthou, jy weet. Daar is dit. Ons noem dit ontkiem. Maar kan jy onthou, jy het dit in watte gesit, en dan moes jy seker maak, die watte bly nat, en kan jy nog onthou daai opgewondenheid, daai dag toe jy weer geloer het, en jy gesien het, maar iets het gebeur, daai skilletjie het gekraak en iets kom uit. Dit wat leweloos gelyk het, dit wat jy gedink het, 'n mens kan net kou en uitspoeg, het die potensiaal om soveel meer te wees, daai opgewondenheid. Maar jy het ook besef, daai boontjie kan net so lank in daai watte bly. Daar kom 'n tyd wat hy uitgeplant moet word. Want hy kort grond. Anders sal hy vrek. Hy kort grond. Hy kort vrugbare grond, verkieslik. En ons het gesê, hierdie grond is eintlik ons harte. Want Jesaja sê, ons is 'n tuin. 'n Tuin wat goed nat gemaak is. Goed nat. Maar dink bietjie terug, terwyl jy nou daar by jou kleintyd is en daai eksperiment. Dink bietjie toe jy jonger was, hoe ontvanklik jou eie hart ook was. Hoe oop jou hart was. Ek kyk net daai klein ding. Ja, haar hartjie is so oop vir alles. Die afgelope tyd, uit die aard van die saak, dink ek vreeslik terug oor my kinderdae en my verhouding met my pa, en ek dink, hoe jy weet, as jy jonk is, en dan is jy so kwesbaar, jou hart is so oop, jy glo alles. En ek weet nie of dit nog so is nie, maar die Stellenbosch sout het 'n
prentjie opgehad van 'n seentjie of 'n dogtertjie wat agter 'n hoender aan hardloop met die sout. Wie het dit al gesien? Het julle dit al gesien? Nou kan jy glo, ek weet nie of julle kan onthou nie, ek het dit lanklaas gesien, sulke voëls met sulke lang sterte, sulke swart sterte, hulle noem hulle 'n flap. Nou my pa het vir my gesê, weet jy wat, as jy daai sout vat, kyk daai seentjie, as jy daai sout vat en jy gooi dit op daai stert van daai voël, dan gaan jy hom vang. En my hart was so oop, ek het dit geglo, en met die soutpot, die cerebos agter die flap aangehardloop, but needless to say, ek kon nie naby gekom nie, maar my hart was oop. En ek het dit aanvaar en geglo en ontvang. Wat jy agtergekom, dat daai einste hartjie ook klomp ander goed ontvang. Boodskappe van, jy's net goed genoeg as jy soet is. Jy's net aanvaarbaar as jy goed presteer. Daar het ook goed in hierdie harte van ons gebeur, van mense wat jou misbruik. En vir jou gesê, dit is 'n geheim wat jy in jou hart moet bære. Niemand mag daarvan weet nie. Dis ons geheim. Klomp goed. Want ongelukkig het daar nie net goeie saad in ons harte ingeval nie, maar daar het ook ander saad in ons harte geval. Verkeerde saad. Verkeerde saad. Ons noem dit slegte saad. Die Bybel praat van onkruid. Maar in elke hart groei daar goeie en slegte saad. In een hart. En ek wil hê jy moet dit net vanmôre onthou, dat daar in die een einste selle hart goeie saad en onkruid gesaai kan word, gelyktydig. Sal jy dit onthou? Soos wat ons aangaan? As jy nog hierso, kan ons 'n bietjie gaan? Nou sê Jesaja, hy sê ons is 'n tuin. Daar word in ons tuin ingeplant, daar word gesaai. En die grond is ons hart. En ons hart is ontvanklik en daar word goed gesaai en goed groei in ons binneste. En ek het lank hieroor gewonder, nou, hoekom maak God dan so groot ophef oor tuin? Reg van die begin af plant God 'n tuin. Jesaja sê ons is 'n tuin. Psalm 1 sê, ons sal wees soos bome wat langs 'n rivier of 'n stroom geplant word. Ons sal blare hê, ons sal vrug dra. Jesus het op 'n dag sommer net gesê, hey, julle is behep met sulke groot goed. Kyk net sommer so 'n bietjie na die lelies van die veld. Kyk net so 'n bietjie om julle. En daar's 'n wonderlike skrif in Romeine 1 vers 20. En ek wil dit graag net 'n bietjie met jou share. Want ek wil hê, ons moet iets begin verstaan. Onthou, ons is nou op reis, ons begin nou spit. Ons is nog lank nie klaar nie, ons gaan nog vir die volgende klomp weke spit. Weet jy, dit voel vir my, ons gaan nog die hele jaar spit. Ja. Want ek wil hê jy moet iets begin verstaan van die grootheid van God, maar ook die eenvoud. God didn't make it complicated. We made it complicated. Luister wat sê Paulus. Hy praat hier oor God. Hy sê, want sy, en ek het daar in hakies gesit, God, want God se onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word.
daai groot goed waaroor ons wonder. Sê Paulus eintlik, hy sê, ons kan dit verstaan as ons net so 'n bietjie ons oë oopmaak en kyk na die goed wat God gemaak het. Hy sê, ons kan dit verstaan. Ons kan dit duidelik sien. Ons kan sy ewigheid en sy ewige krag en sy goddelikheid, sy grootheid, sy almag. En baie keer sê ons, ja, ons sukkel om God te verstaan. Paulus sê, hey, ons moet net so 'n bietjie ag slaan op dit wat om ons gebeur. Hy sê, ons moet net so 'n bietjie ag slaan op dit wat in die natuur gebeur. Ons moet net so 'n bietjie ag slaan op wat om jou gebeur in die tuin. En is nou nie omdat ek so slim is nie, ek het hierdie goed nou raak gelees. Ek wil net vanmôre vir jou wys, gaan nie terug na die prentjie toe van die saadjie wat ontkiem. Sien julle hier? Dit lyk soos iets wat sal groei, nê? OK, dis 'n saailing. Maar nou, kyk nou, dink nou aan wat Paulus skryf oor ons kan die grootheid en die almag en die onverstaanbare dele van God se natuur en hoe God werk, kan ons sommer verstaan deur dit wat ons kan sien. Nou, hulle sê, ek moet net kom op daai plek dat ek dit kan lees. So nou word daar gesê dat binne in my en jou is daar verskillende selle. Nou soek ek net ek moet dit lees, maar nou soek ek nou net waar ek dit geskryf het. Kan nie glo. Help my, nou moet ek net myself gou 'n bietjie help. Want ek is nou glad nie by my blaadjie nie, hoor. OK, nou kan jy dit nou glo? Dankie. OK, kom ek verduidelik dit sommer vir jou. So, gee vir my net daai volgende slide. Jy onthou nou die saailing? Nou binne in jou en my is daar selle, baie duisende selle. En dit word neurons genoem. Ek het nou nie biologie gehad nie. Sy smile. Sien jy dit? Maar kyk net 'n bietjie hoe lyk hy prentjie. Wat sien jy? Wat sien jy? Sien jy 'n plantjie? Lyk dit soos hy saailing? Nou, ons liggame bestaan uit triljoene selle. En daar's honderde verskillende vir dit. Jy moet my reg help as ek verkeerd praat. En blykbaar is neurons een van daai soort selle in ons liggame en ons het biljoene van hulle. En hulle werk is om inligting in jou liggaam te stuur en te ontvang. En blykbaar neem dit duisende neurons wat saamwerk om blykbaar net een van 70,000 gedagtes te vorm wat jy en ek elke dag het. Jy net? Dis nogal crazy, nee. En ons hele liggame bestaan uit 'n klomp neurons uit. En hulle stuur boodskappe. Maar hoe lyk hulle? Hulle lyk soos 'n plantjie. Is dit nie amazing dat God sê ons is 'n tuin nie? Voel dit minder complicated? Nou ek dink toe by myself, jy weet, dis amazing hoe God ons aan mekaar gesit het. Ons het hierdie klomp neurons in ons en dit vat om een gedagte te dink vat 70,000 van hulle om saam te werk. En ek dink toe by myself, en verder meer bestaan ek en jy eintlik uit 70% water uit. Hallo? Sure.
Ek wil net hê jy moet vanmôre iets sien van God se grootheid, God se almag, maar ook die eenvoud. Ook die eenvoud. En daagliks in ons lewens gebruik ons eintlik tuin en plant metafore. Ons praat van iemand wat by 'n plek intrek en hy besluit hy gaan hier bly, hy gaan nou hier wortels skiet. Ons sê ook, voordat iets te ver gaan ons hom in die kiem smoor. Nip it in the bud. Ek het altyd gedog is die bud, maar dit het niks met die bud te doen nie, dis met die bud. Voordat ontkiem. Ek dink my pa daai een vir ons geleer. Yeah, I'm just gonna nip it in the bud. Maar daar's 'n ander een wat ek ontdek het, wat ek nou nie so lekker ken nie. Hy sê, deur die bome die bos nie te sien nie. Het julle hom al gehoor? Okay, ek was mos in die Engelse skool. Maar dit beteken dat jy nie deur die klein detail die groter prentjie nie sal raak sien nie. Daar's 'n groter prentjie. En God het 'n groter prentjie. En God het 'n groter prentjie van jou en my lewe. En nou sê Jesaja, hy sê, hey, come on, jy's soos 'n tuin wat goed nat gemaak word. So, onthou jy in die begin van die jaar, het ek vir jou 'n spekboompie gegee. 'n Kleiner weergawe van hierdie, in so 'n potjie. Ek het dit persoonlik geplant. Julle weet mos, ek het dit 2 keer geplant, nê? Ek was mos mislei deur die een plant wat soos die spekplant lyk. Daai was die onkruid ene. Toe moes ek dit oorplant. Maar verlede Sondag vra Stefan vir my, in watter grond het ek sy spekplantjie geplant, want syne het gevrek? Wie sien dit nog gevrek? Oh my goodness. So, ek sê toe vir hom, Stefan, ek het dit in dieselfde grond geplant as wat ek al die ander geplant het, al 101 van dit. En ek het spesiaal dit gaan koop, hulle het gesê dis 'n succulent mix. Dis jy plant vetplante daarin. So dis daar, dit het nogal nie lekker geruik toe ek dit ingeplant het nie. Daar's 'n mix. Hierdie plantjies wat hier in die kerk oorgebly het, een Sondag toe sê Miek vir my, luister, hierdie plantjies kry swaar, hulle lê droog, hulle blaartjies val af, jy moet hulle onder toe vat en jy moet hulle souk. En ek het dit gedoen en kyk hoe welig groei hulle nou. Luister, wat doen ons as 'n plantjie besig is om swaar te trek? Sy blaartjies val af en hy begin val uit. Ons gee water, ons sit hom in die son en ons gee 'n bietjie kunsmis. Nou geliefdes, dink julle nie, dis ook nodig dat wanneer ons na ons eie lewens kyk en ons eie hartstuin kyk, dat ons so 'n bietjie aandag daar moet gee nie. Dit bietjie in die son sit. Dit bietjie water gee. Dit bietjie nurture. En dis wat ons in hierdie reeks saam wil doen. Want ons harte het verskillende tipes grond. En Jesus vertel 'n wonderlike gelykenis en jy ken daai gelykenis in Matteus 13. Hy staan in Lukas en Markus ook van die saaier. En daar's hy. En daar's 4 tipes grond. Nee? En hierdie saad val in verskillende tipes grond. Maar dis in een land. Onthou wat ek nou gesê het? Wat jy moet onthou? In een hart kan daar verskillende saad gesaai word en verskillende goed groei. As dit alles wat jy wegvat vandag
uit hierdie Sondag uit, is dit belangrik. Dis een land, maar in hierdie land is daar voetpaadjies. Ry bietjie Pretoria toe, dan check jy deur daai boer se mielieland, hoeveel voetpaadjies is daar. Hy saai daaroor, dink jy daar groei 'n mielie? Not a willie. Jesus sê, daar's van daai saad wat op hierdie uitgetrapte paadjie langs die pad. Dis hard, dis droog, niks kan opkom nie. Dis kwesbaar, en wat gebeur? Die voëls kom pik dit op. Maar daar's ook saad wat op rotsagtige grond geval het. Daar's genoegsaam water om hierdie saadjie net lewendig te maak. Maar daar's nie genoeg om hom aan die lewe te hou nie. Die grond was te min. Is nie diep genoeg nie. So wat gebeur? Toe die son opkom, toe verskroei dit. Daar's grond wat dorings het. En terwyl hierdie grond, hierdie saad koester, en die plantjie begin groei en ontwikkel, en die vrug begin uitstaan, word dit verstik. Omdat die dorings dit doodgedruk het voordat die vrug ryp kon word. En dan is daar die vierde deel, die goeie grond. Hierdie grond ontvang die saad. En daar's vrug. Daar's 'n oes. 30voudig, 60voudig, 100voudig. Een land, een grondgebied, een hart, maar verskillende tipes grond. Hard, gebak, getrapte grond. Rotsagtiges dele. Daar waar dorings groei. En dan is daar ook goeie grond. Maar selfs in die goeie grond is daar dele. Want party dele lewer net 30voudig. Ander 60voudig. Ander 100voudig. Dis 'n mooi gelykenis. Maar 'n gelykenis is 'n eenvoudige verhaal met 'n dieper betekenis. En ek is seker van jy het al hoeveel preke gehoor uit hierdie gedeelte uit, maar dalk dit nooit gesien in die lig van jou eie hart en jou eie hartsgrond nie. Ons wil almal net sê, mag ons net die goeie grond wees. En ja, maar my hart bestaan uit verskillende dele uit. En dan vra Jesus se disippels hom oor hierdie gelykenis, en dan vertel hy vir hulle van hierdie gelykenis, en die dieper betekenis daarvan. Jy ken die dieper betekenis. So geliefdes, wanneer ons dink aan ons eie hart en ons eie hartsgrond, is daar 'n paar goed wat ons moet onthou. Jou hart is die grond waar die geestelike saad gesaai word. Maar jou hart anker ook die wortels van jou gedagtes. Jou hart voed die vrug wat jy voortbring. Jou hart is die grond van jou lewe. En ek is seker van, ek het dit ook op jou blaadjie gesit, sodat jy dit net weer kan gaan lees. So jou en my hart het verskillende gronddele. Hallo? Dis een hart. Daar's goeie grond. Daar's minder goeie grond. Daar's harde grond. Daar's rotsagtige grond. Daar's grond met dorings. En nie alles is jou skuld nie. Maar dis jou hart. En ons het nodig om ons harte heel te kry. Jakobus sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord.
wat in staat is, en dan praat hy nie meer van jou hart nie, wat in staat is om jou siel te red. Want geliefdes, ek en jy bestaan nie net uit 'n hart nie. Ons is gees, siel en liggaam. Ons probeer in kompartemente leef. As ons hier by mekaar kom op 'n Sondag, dan worry ons nie of ons liggaam nou 'n pyn het nie. Ons is nou net hier vir ons gees. Ons worry nou nie oor ons siel nie en of ons nou gisterand nie 'n goeie aand gehad het of 'n moeilike week nie. Ons is net vanmôre as die Here net my help om my gees uit te sort. Werk nie so nie. Dink vir 'n bietjie aan hy Neron. Jy het 70,000 van hulle nodig om saam te werk. Ons probeer in verskillende kompartemente leef met ons lewe, maar dit werk nie. En daarom sê die Spreuke skrywer, hy sê, ons moet ons hart bewaar, of bewaak. Hy sê, keep vigilant, watch, want dis waar jou lewe begin. Dis nie net waar hy begin nie, dis waarvan uit jy leef. Maar ek wil vanmôre vir jou dit ook sê, dat nie net alleen bepaal die grond, die lot van die saad nie, ons harte bepaal ook die toestand van ons gees. Dankie. Dit bepaal die toestand van ons gees. En kom ek wys dit vir jou, daar in Spreuke 15 vers 13 in die 2020 vertaling. Hy sê, 'n vrolike hart laat die gesig goed lyk. Het dit nou iets met jou binnekant te doen? Nee, jou buitekant. Maar by kommer in die hart is wat? Is die gees neerslagtig. Ek het sommer daar uit 'n paar ander vertalings is, wanneer jy hartseer is, dan sien mense dat jy moedeloos is. Wanneer jy hartseer is, kan jou moed knak en die Passion sê, you're depressed. Ken julle daai gevoel? Depressed. Ons kan nie goed losmaak van mekaar nie. Jou gesig gaan dit wys. Jou gees gaan dit beleef. En die moeilikheid het nie by ons begin nie. Lank terug nog voor Christus was daar 'n ou met die naam van Plato en hy het gesê, nee, ons maak net 'n skeiding tussen ons emosies en ons verstand en al hierdie goed werk nie saam nie. Jy dink net so. En ons het dit net sommer 'n bietjie vir Afrikaans, cowboys don't cry. As jy 'n man is, hou jy dit by mekaar. Hoekom dink julle, het ons 'n siek samelewing? As jy Romeine 1 vers 20 verder gaan lees, dan sê Paulus, dit wat ons sien, met ons oë, die natuur en die skepping en alles, bring ons eintlik op 'n plek waar ons geen verskoning het, dat ons nie kan glo in God nie. Maar dan gaan lees jy verder wat Paulus daar skryf, en dan sê hy, maar weet wat, mense wil nie, mense wil net aangaan, want hulle wil nie hulle harte laat regmaak en heel kry nie, en dan gee hulle self oor aan allerlei onnatuurlike goed, mans met mans en vrouens met vrouens. Gaan lees dit. Hoekom gebeur hierdie goed? Hier. Klomp goed, verwerping. Ag, die lys is lank van goed wat hier gebeur. En weet jy wat, omdat dit hier gebeur, werk dit uit in my keuses, in my verstaan van goed en hoe ek optree en lewensbesluite. Ja, dis groot storie hierdie.
Moet ek vir jou nog 'n paar skriffies wys? Luister wat sê Eksodus 35 vers 21. Dit was vir my die mooiste skrif. Dis toe daar 'n beroep was en ons gaan julle weet ons neem nie offerande op nie, jy gee in die blik as jy wil. Maar dit was toe hulle die offerande wou opneem om die tabernakel en die tempel te bou. Kyk wat gebeur hier. En elkeen wie se hart hom opgewek en elkeen wie se gees hom aangedryf het gekom en hulle het met oorgawe gegee. Sien jy wat gebeur? As my hart en my gees hallo? So moet nooit uit dwang uitgee nie, hoor. Want dan is jou hart of jou gees nie lekker op dieselfde plek nie. Maar as ek kan gee, omdat my hart, my gees aandryf. Okay, ek wou net vir jou gewys het, daai wisselwerking. Kyk bietjie, wat sê Jesegiel oor 'n slegte tyding. 'n Slegte tyding dat jou hart versmelt. Maar dit maak som jou hande slap. En dit wat jou gees verstom, of versla maak, sê die 2020 vertaling. Hy sê, dit laat jou knie, jy weet, dit word jelly. Hy sê hier, so dit vloei weg soos water. Hoor jy vanmôre iets? My hele wese is connected met mekaar. So, daar's 'n koneksie. Daar's 'n koneksie tussen my hart en my gees. Daar's 'n koneksie tussen my hart en my verstand. Daar's 'n koneksie tussen my hart en my liggaam. Onthou julle nog wat sê die skrif oor goed soos onvergewensgesindheid? Hy sê, wanneer ek die onvergewensgesindheid het, hy sê, dan dis 'n wortel. Maar dit begin nader aan 'n mens se liggaam aanraak. Dink aan wat Dawid gesê het in Psalm 51. Hy doen sonde en dan sê hy, my gebeente is besig om uit te droog. So dink jy die toestand van jou hart kan ook jou fisiese liggaam beïnvloed? Wel, Spreuke 27 vers 19 sê in die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê soos wat water jou gesig weerkaats, hy sê so wys iemand se hart wat in hom aangaan, so jou hart weerkaats ook. Okay. So dis nou baie vir eendag, hè? Kom ons bring dit huis toe. En ek het dit onder op jou blaadjie, amper onder op jou blaadjie gesit, maar hier is dit, geliefdes, jou hart is vir God belangrik. En alles wat groei is afhanklik van grond. Toe dink ek, ja, maar daar's nou goed vandag soos hydroponics en aquaponics en jy weet, goed groei met hulle wortels in die water. Maar toe dink ek, maar daar's vis nodig en die vis moet eet en dan moet hulle die vis se manure daar deurstoot. Something needs something to grow. En alles is afhanklik van plante. Selfs die leeu wat 'n bok eet is afhanklik van die plant wat die bok moet eet. Want as daar nie plante is vir die bok om te eet, is daar nie bok vir die leeu om te eet nie. So geliefde, al wat ek vir jou wil sê, jou hart is vir God belangrik. Want weet jy, jou hart kan sag wees of jou hart kan hard wees. Jou hart kan sag wees of jou hart kan arrogant wees. Jou hart kan eerlik wees of jou hart kan bedrieglik wees. Jou hart kan rein wees of jou hart kan pervers wees. Maar ongeag, die Bybel sê, jou hart definieer wie jy is. Maar jou hart is waardevol vir God. En dit sluit selfs jou gevoelens in.
tyd laat my nie toe nie, maar ons gaan weer hierby uitkom. Reg deur die skrif, van Genesis tot Openbaring, lees ons van God, tuin en saad. In die begin plant God 'n tuin. En hy het nie net die tuin geplant sodat daar 'n plek kan wees vir Adam en Eva om in te bly nie. Nee, daar's 'n groter betekenis. En dink aan saad, reg deur. Weet jy hoe amazing is dit? En Jesus, wat die woord is, die saadwoord is, hy praat van homself as die saad, want hy sê, daar, ek dink in Johannes 12, hy sê, as die saad nie in die grond val en sterf nie, waar moet dit val? In die grond val en sterf, dan bly dit alleen, maar as dit val en sterf, dan word dit 'n oes. Toe God die tuin aanvanklik geplant het, toe is Jesus ook daar, die woord is ook daar, want Johannes sê vir ons, in die begin was die woord, en die woord was God, en niks wat ontstaan het sonder Jesus ontstaan nie. So hy was daar, die saadwoord was daar. Weet jy wat was amazing, wat my net weer getref het, toe ek hierna gekyk het, weet jy wat, selfs toe Adam en Eva sonde gedoen het, toe is die saadwoord daar. Diep, selfs toe hulle uit die tuin uit gesit word, toe is die saadwoord diep in Eva ingebere, want wat sê God? Gaan kyk in Genesis 3 vers 15, hy sê, luister, daar, hy sê vir die duiwel en vir Eva, hy sê, hier sal onmin wees tussen jou saad en haar saad. En jy, duiwel, sal sy saad in die hakskeen byt, maar weet dit, hy sal jou kop vermorsel. En daar aan die kruis, sterf die saadgrond, maar hy staan op om te leef in jou en my. Is dit nie wonderlik nie? Ja, reg van die begin af. Ok, ek gaan, nee, ek wil hier iets los, maar ek's amper klaar, kom. So dink net weer terug aan Jesus se gelykenis. Dis daar waar ons leer dat die woorde wat ons hoor, word die waarheid wat ons glo. Jesus is selfs die woordsaad wat in ons harte, ons grond geplant word. En wanneer ons dit toelaat, dan ontkiem hierdie saad en ons noem dit geloof. Hallo? Ons noem dit geloof. Dis eintlik net 'n ontkieming. Dink terug aan jou laerskool eksperiment met daai watte. Ek dink my eerste een het ek laat droog gaan, toe gaan hy ouetjie dood. Toe moet ek dit weer doen. Toe maak ek seker, maar weet jy, kan jy nog onthou daai opgewondenheid toe daar iets deurbreek? Dis geloof. Dis geloof. So, nou, gaan lees bietjie Lukas 8, wanneer hy praat oor hierdie hele gelykenis, dan waarsku Lukas ons, hy sê, dis die duiwel wat kom, om hierdie woord uit ons harte uit te neem, sodat ons nie kan glo nie. Hy wil dit smoor voor dit ontkiem. Maar hy sê ook, ons kan ook op daai plek wees waar ons net vir 'n tyd lank glo. En dit is gewoonlik wanneer die moeilikheid kom, dan glo ons nie meer nie. Hy sê, maar ons geloof kan ook wegval in 'n tyd van versoeking. En ons geloof kan verdwyn wanneer die sorge van die lewe, rykdom en die genietinge van die lewe die oorhand kry oor my lewe.
So vir 'n saad om fisies te ontkiem, moet daar genoegsame grond wees. Maar dit help nie net daar's net grond nie. Die grond kan ook nie so dig wees dat die saadjie nie kan groei nie. Daar moet ook lug wees, air, suurstof, asem. So onthou daai spekboompie, onthou julle wat doen hy? Hy vat vrot asem en dan maak hy dit weer gesonde asem. So ek het nie dit vir jou verniet in die begin van die jaar gegee, sommer net vir sommer, omdat ek nie geweet het wat om vir jou te doen nie, vir jou te gee nie. Dis want ons monde moet gebruik, om daai koneksie te wees, maar ons het ook nodig om dit wat hier in ons binneste is, daai verkeer, daai sleg, moet ons toelaat dat God se gees, God se asem, onthou julle nog Neshama, dit wat God ingeblaas het in Adam aan, sy asem. En wat het toe gebeur? Adam word 'n lewendige siel, sê Genesis vir ons. Hy word nie net 'n mensie, hy word 'n lewendige siel, want dis God se asem. Geliefdes, it's too much, Ons het daai asem nodig. God se asem. Maar ons het ook water nodig. Vir 'n saad ontkiem moet daar genoegsame water wees. Nie te veel nie, nie te min nie. Ons gaan weer daaroor ook praat. Maar weet jy hoe amazing is dit? Ek wil net hê jy moet net weer ietsie sien van hoe amazing God is. Weet jy wat? Ons huil trane, partykeer trane van blydskap. En wat doen trane van blydskap? Dit doen iets in jou hart. Maar weet jy wat, wanneer ons sad is, huil ons ook, dan is dit trane van hartseer. Maar wat doen dit? Dit benat my hart. En wat is water? Water is hoop. So ek het geloof nodig. Maar ek het hoop nodig. Geloof sê dis moontlik, hoop sê dis moontlik vir my. Hebreërs 11 sê, van die geloof dan is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons op hoop. Selfs dit wat ons nie kan sien nie. Dink nou weer aan daai boontjie. Miskien moet ek in die huis toe gaan en weer 'n boontjie en watte plant. Dat ons weer net die grootheid van God se almag kan aanskou. Want dis in daai goedjies wat ons besef, ja, God gee vir ons om. OK, goed. Kan ek net met 'n laaste skrif klaarmaak en dan is ons klaar. So wanneer Lukas praat oor hierdie gelykenis, dan sê hy in Lukas 8 vers 15, hy sê, en dit wat in die goeie grond val, dit is hulle. Vergeet nou van die goeie grond, hou dit net daar. Dit is hulle. Wat? Die goeie grond is hulle wat doen? Wat nadat hulle gehoor het, hoor ons vanmôre, die woord in 'n edele en goeie hart hou. Hy sê, Letch, maar my hart het baie dele. OK, ons het rotsagtige dele. Ons gaan werk aan daai dorings, daai dussels, die harde dele. Maar daar's ook goeie grond. Jy's nie net sleg nie. Jou hart is nie net sleg nie. Daar's ook goeie grond. As ons dit daar hou, kan ons met volharding vrug dra. Maar geef my die passion. Dis vir my mooi. The seed that fell into good, fertile soil represents those lovers of truth. Waarheid. Onderstreep dit op jou blaadjie. Waarheid. Who hear it deep within their hearts. En my gebed vanmôre is dat ek en jy net iets diep in ons harte sal hoor. And they respond by what? Clinging
to the word. Hy het nog niks gedoen nie, hy hou nog net daaraan vas. Keeping it dear as they endure all things in faith. We've endured a lot, but let's keep clinging. This is the seed that will one day bear much fruit in their lives. Geliefdes, my gebed vanmôre vir myself en vir jou, is dat ons sal vashou aan hierdie woord. Sal jy net in hierdie week weer die gelykenis van die saaier gaan lees? Want ek het laasweek gesê, eintlik is dit nie net die gelykenis van die saaier, dis die gelykenis van die grond, maar ook die gelykenis van die oes. Gaan lees dit net weer in die lig van jou eie hart. Nooi die groot landskapargitek God in en sê, come into those deep places of my heart. Want binne in my hart is daar goeie grond, maar daar's harde grond. Daar's rotsagtige grond. Daar's klipgrond. Daar's plekke waar die dorings en die tissels welig groei. So sal jy dit net weer gaan lees, in die lig van jou eie hart, jou eie tuin, en in die lig daarvan, dat Jesaja sê, jy is 'n tuin, wat goed nat gemaak word. Ek is 'n tuin, wat goed nat gemaak word. Ek gaan goeie vrug dra. Gaan ek en jy goeie vrug dra? Sal ons toelaat dat die Gees van God in ons hartstuin werk? Sal ons soos Dawid gebid het en sê, Here, kom in daai diep dele, daai seer dele, daai dele wat jy so diep weggeberg het, wat jy wil maak of dit nie bestaan nie, maar dis daar. Want dis daar wat jy gesond moet word. Dis daar wat jy moet heel word. So that you can flourish. Amen. Ek is moeg gestaan, jy is moeg gesit, sal jy saam my staan? Sien jy bietjie daai prentjie van die saad? Kan jy hom vir ons skiet daarso? Michael, jy's wakker vanmôre. Ja, nee, die ander ene, die neurons en die, yes. Sien jy bietjie wat gebeur daar? Kan jy kan daai prentjie maak? Kom aan, maak daai prentjie. Wat sê? Wow, daar's potensiaal. Daar's potensiaal in ons. Nie daar waar jy staan vanmôre, terwyl jy so met jou hande in die lug staan en jou oë gesluit is. Sê jy vanmôre net daar waar jy staan vanmôre, Here, daar's potensiaal in my. Daar is meer in my as net slegte, dooie, harde, klipperige, doringagtige grond. Daar's goeie grond. Daar is vrugbare grond. En ek wil groei. En ek wil blom. Ek wil 'n oes lewer. Nie 30voudig nie, nie 60voudig nie, 100voudig. Wil jy vir 'n oomblik net met die Here praat? Sien in jou gees hoe blom jy. Sien in jou gees hoe dat God herstel en genesing bring, selfs in daai dele wat swaar is en seer is, wat jy probeer uitsny het. God sê nee, ons gaan dit verander in 'n lushof, as jy my toelaat. As jy my toelaat. Here, ek dank U vanmôre vir hierdie woord. Ek bid dat U hierdie woord in ons binneste sal lewend maak. Ons kom nou teen ongeloof. Ons kom nou teen die vyand wat dit wil oppik. Wat nou vir jou sê, dis te laat vir jou. Jy's nie goed genoeg nie.
Jy het te veel droog gemaak. Jou grond sal nooit weer vrug kan dra nie. Ons sny dit af in Jesus naam. Ons sny dit af. Here, dankie dat deur u Gees u nou vir ons geloof gee om te glo. U asem. U asem. U lewe deur daai grond. Sien net vanmôre hoe die asem van God deur daai grond, deur jou hartsgrond waai. Sien hoe daai lewensaar, daai water van lewe deur jou hart spoel en hoop bring. Here, u nooi ons uit na hierdie werk. Ons wil nie omdraai en wegloop en sê, ons wil net hoorders wees nie. Nee, ons wil daders wees. Want daar is vir ons meer. Heilige Gees, sal u die naprediker wees. In hierdie week, terwyl ons net weer na daai gelykenis kyk, sal u met ons praat. Sal u met ons werk. Sal u heling en genesing en vrymaking bring. In ons hart, in ons gees, in ons siele, maar ook in ons liggame. Aan u alleen kom toe die lof en die eer en die aanbidding. In Jesus naam. In Jesus naam. En dan wil jy staan, praat 'n oomblik met die Here. Gaan vir Burns vra, ons biddingsspan, om weer daai eerste lied te sing oor die tuin. Praat net 'n oomblik met die Here en dan gaan ons net weer na hierdie woorde ten slotte luister. Want dis die uitnodiging. Kom God, u wat die groot landskap argitek is. Kom vorm in ons. Kom maak in ons. In die hart. Sal jy vir 'n paar oomblikke jou sitplek neem en net na hierdie woorde kyk en luister. Jy hoef dit nie saam te sing nie, jy kan. En dan gaan ons afsluit met 'n dankgebed. Jakobus 1 uit die Message parafrase uit. Let my roots grow down in Christ. Let my spirit draw nourishment from Him. Let me grow in the Lord. Let my heart soul absorb and be enriched by my devotion unto you. Let my roots grow down in Christ. Let my spirit draw nourishment from Him. Let me grow in the Lord. Let my heart, soul absorbed and be enriched by my devotion unto